Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Ons kyk vandag in die woord in, want die woord is vir ons soos 'n spieël. En wanneer ons in die woord inkyk, sien ons onsself in Jesus Christus raak, want Jesus is die woord. En hy is die prototype, soos wie ons veronderstel is om te lyk. En wanneer ons dan aanhou om in die woord in te kyk en onsself in Jesus te sien, word ons getransformeer deur die Heilige Gees om meer soos Jesus te lyk. Vandag kyk ons in Levitikus hoofstuk 13 in, en ek lees vir jou vers 45 tot 46 onder die tema Jesus maak onrein rein. Mense wat aan enige aansteeklike velsiekte ly, moet hulle klere skeur en hulle hare laat loshang. Soos wat hulle van plek tot plek gaan, moet hulle hulle monde bedek en uitroep onrein, onrein. Solank as wat die siekte aanhou, is hulle onrein en moet hulle buite die kamp in afsondering leef. Hier lees ons die eerste keer van hierdie velsiektes of melaatsheid en die reëls wat daarmee te gepaard gaan. 'n Mens moes wegbly van enige iemand af terwyl jy siek was. Jy moes jouself vanuit die samelewing uit verwyder het en jy was as onrein gesien. Nou, alhoewel hierdie onreinheid bloot 'n liggaamlike onreinheid was en weens gesondheidsredes moes hierdie persoon afgesonder word totdat hulle weer gesond word, sodat hulle nie almal aansteek nie, het daar teen die tyd van Jesus 'n denkwyse ontstaan dat hierdie persone sondig is en onheilig is. Wanneer Jesus egter dan met hierdie mense te doen het en met hulle meng, dan wys hy dat hy nie bang is vir hierdie onreinheid nie, want dit affekteer hom nie. Hy maak dit wat onrein is, inteendeel rein. As dit wat onheilig is met Jesus in kontak kom en in aanraking kom, word Jesus nie siek nie, nee, die siek persoon word gesond. Nou, as ek saam met Jesus stap en ek is gevul met die Heilige Gees en ek is in Christus se teenwoordigheid en leef vanuit my identiteit met hom en vanuit intimiteit met hom, dan behoort dieselfde met my te gebeur. Dit wat siek in my lewe is, word gesond. Dit wat sondig is, word gesuiwer. Selfs my omgewing behoort deur die lig van Jesus in my verlig te word, deur ek wat sout word, gesout te word. Ons behoort in hierdie wêreld te wees, maar nie van hierdie wêreld te wees nie. Maak seker dat jy is gevul met Jesus en wees dan in hierdie wêreld met die wete dat jy nie sal aangesteek word nie. Dit wat siek is, sal eerder deur jou en deur Christus in jou gesond word. Kom ons bid saam. Jesus, mag ek soos U leef, nie bang vir dit wat siek is nie, maar vol van U, gereed om genesing te bring en te beleef waar ook al ek kom. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Tot volgende keer.